1, 2, 3. Rustig. Welkom by nog 'n Storybeer storie. Luister lekker saam. Jesus loop op water. Na die wonderwerk van die 5 broodjies en die 2 vissies, was die skare mense baie opgewonde. Hulle wou Jesus hulle koning maak. Maar Jesus het geweet dat dit nie God se plan vir hom was nie. Hy het nie gekom om 'n aardse koning te wees nie, maar om mense van hulle sondes te red. So Jesus het sy disippels beveel om in die boot te klim en vooruit te vaar na die oorkant van die see, na Betsaida toe, terwyl hy die skare sou wegstuur. Die disippels wou nie regtig weggaan nie. Hulle was opgewonde oor al die mense wat Jesus wou volg, maar hulle het gedoen wat hy vir hulle gesê het en in die boot geklim. Nadat Jesus die skare weggestuur het, het hy alleen op die berg geklim om te bid. Hy het tyd nodig gehad om alleen met sy Vader te wees, om te bid en krag te kry vir die werk wat voorlê. Intussen was die disippels in die middel van die see en hulle het gesukkel. 'n Sterk wind het begin waai en die golwe het in die boot geslaan. Hulle moes hard roei om vorentoe te kom, maar die wind was teen hulle. Teen die 4de nagwaak, dit is tussen 3 uur en 6 uur die oggend, was hulle nog steeds in die middel van die see, besig om te sukkel teen die wind. Jesus het hulle gesien van waar hy op die berg was. Hy het geweet dat hulle sukkel en hy het besluit om hulle te gaan help. Maar in plaas van om 'n boot te kry of om langs die kus te stap om hulle te ontmoet, het Jesus iets ongelooflik gedoen. Hy het begin om op die water te loop, reguit na die boot toe. Die disippels was besig om te roei en na die golwe te kyk toe hulle skielik 'n figuur op die water sien aankom. Hulle kon nie glo wat hulle sien nie. Iemand het op die water geloop, asof dit droë grond was. "Dit is 'n spook," het hulle uitgeroep en hulle was doodbang. Hulle het almal begin skree van vrees. Maar dadelik het Jesus met hulle gepraat. "Hou moed, dit is ek. Moenie bang wees nie." Petrus, een van die disippels, was altyd die een wat eerste gepraat het. Hy het gesê, "Here, as dit U is, beveel my om op die water na U toe te kom." "Kom," het Jesus gesê. Petrus het uit die boot geklim en begin om op die water te loop na Jesus toe. Kan jy dit glo? Petrus het werklik op die water geloop, net soos Jesus. Solank as wat hy sy oë op Jesus gehou het en hom vertrou het, kon hy die onmoontlike doen. Maar toe Petrus na die golwe kyk en sien hoe sterk die wind waai, het hy bang geword. En sodra hy bang geword het en sy vertroue in Jesus verloor het, het hy begin sink. "Here, red my," het Petrus uitgeroep. Dadelik het Jesus sy hand uitgesteek en Petrus gegryp. "Klein gelowige," het Jesus gesê, "waarom het jy getwyfel?" Toe hulle in die boot geklim het die wind gaan lê en die storm was verby. Die disippels in die boot was verstom. Hulle het voor Jesus neergebuig en gesê, "Waarlik, U is die Seun van God." Hulle het besef dat Jesus nie 'n gewone mens was nie. Hy kon op water loop. Hy kon ander laat loop op water. Hy kon storm stil maak. Hy was waarlik die Seun van God, met God se krag en gesag. Hierdie wonderwerk wys vir ons baie dinge oor Jesus en oor geloof. Dit wys dat Jesus krag het oor die natuur. Hy kan selfs op water loop. Dit wys dat Jesus altyd na ons kyk en gereed is om te help wanneer ons in die moeilikheid is. En dit wys dat wanneer ons oë op Jesus hou en hom vertrou, kan ons dinge doen wat andersins onmoontlik sou wees. Maar wanneer ons bang word en begin twyfel, begin ons sink. Onthou dat Jesus altyd oor jou waak, selfs wanneer jy hom nie kan sien nie. Wanneer jy bang is of in die moeilikheid is, kan jy na hom toe roep en hy sal jou help. En onthou om jou oë op Jesus te hou en hom te vertrou. Dan kan jy dinge doen wat jy nooit gedink het jy kan doen nie. Fluit, fluit. My storie is uit.